Goeiedag, beloveds. Goeiedag. Wat een voorrecht om u te groet. Dit is weer Pastor de Bruin op die blad The Apostolic Voice. Amen. Het is vrijdag en ja, ons is net oor die eerste, vandag die tweede. Ons is bezig om die nieuwe jaar in te vaar. Amen. En ja, ons is bezig nog steeds met hierdie thema waaroor ek gaan praat, onbepaald, of het nou vir die hele jaar gaan wees, I don't know. En ek weet nie vir hoe lang ek oor hierdie thema gaan praat nie, totdat mense regtig waar die erns van hierdie thema, topic, gaan aanvaar of erken. It is Friday, and yes, we've came from a mighty long way. Amen. Een hele jaar 2025 en hier is ons vandag in die begin van 'n nuwe jaar en ek praat oor die belangrikheid van bekering. Amen. Die belangrikheid van bekering. Beloveds, ja, kom ons kop af. Without further ado, verskoon my. Ek gaan gou bietjie water kry en dan kom ek terug. So be glorified. Beloveds, ek is terug. Ja, was so 'n bietjie van 'n krapperigheid, ek dink die sponsie, ek het hom uitgewas, maar weet my, hy nog nie heeltemal lekker skoon nie. So, ons begin vandag met Handelinge 17 vanaf vers 30. En die woord van die Here, en ek lees uit die 83 vertaling uit. Soos ek maar normaalweg sê, dat u gaan miskien van die 33 vertaling gebruik maak, anders gaan van die 2007 vertaling gebruik maak, dan anders gaan van die Nuwe Lewende vertaling gebruik maak, die 2020 vertaling, die Boodskap vertaling, en so is daar heelwat vertalings. Maar die mees algemeenste vertaling wat die meeste mense nou huidiglik gebruik is die 83 vertaling. Amen. God het die tye van onkunde oorgesien. Amen. God het die tye van onkunde oorgesien. Maar nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer. Amen. 31ste vers sê, want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan
oordeel deur 'n man wat hy uitverkies het, as bewys daarvan vir almal, het hy hom uit die dood laat opstaan. Hier bewys die Here na Jesus, wie gekruisig was, gesterwe het, en op die derde dag het hy opgestaan. Amen. So dierbare vriende, wat belangrik is, Paulus skryf en hy maak dit baie duidelik, dat die Here die tye van onkunde oorgesien het. Onkunde praat van mense wie die waarheid nie aanvaar nie, wie voel dit wat hulle doen is die regte ding, omdat hulle onkundig is. Jy weet, hulle doen die ding omdat hulle voel dit is wat vir hulle pas, en dit is op die einde van die dag die einste onkunde wat jou in die moeilikheid gaan laat beland. Paulus vertel hier in hierdie teks van die opstanding van Jesus, en hy het ook gesê dat hierdie opstanding vir elke mens iets beteken. Die vlieg. Hy het dit duidelik gestel dat die opstanding van Jesus Christus vir elke mens iets beteken. Vir sommiges was dit 'n seën gewees, maar vir ander was dit 'n tipe van 'n oordeel. Want hier is Jesus nou gekruisig vir die sonde van mense, terwyl hy homself nie skuldig was aan enige oortreding nie. So dit kan so vertolk word dat hy oordeel op homself toegelaat het, om deur hierdie proses te gaan. Die Grieke, my liewe vriende, het nie die oordeel verstaan nie. Hulle het nie verstaan wat aan die gang is nie. En jy weet, hulle het eerder verkies om nie net een God te aanbid nie, maar hulle het baie gode gehad vir wie hulle aanbid het. Die Grieke, my liewe vriende, hulle het nie geglo aan net een God nie, want jy weet, vir hulle moes hierdie God tasbaar wees, dit moes sienbaar wees, jy weet, hulle het nie verstaan die saak van die Heilige Gees, jy weet, gaan nou as trooster agterbly nie. Hulle het nie dit verstaan nie, so hulle het eerder verkies om, en dit is weer eens, ek gebruik die woord verkies, omdat dit jou keuse is vir wie jy wil aanbid. Amen. My werk in hierdie aarde, gemandate by God, is to inform you and to tell you about Jesus. Amen. Dat die kruisiging waar was, dat daar wel 'n sterfte was op die Golgotha, maar dat hy wel op die derde dag, ek hou dit van so vertel, ek hou van hierdie voorbeeld. Hy sterf aan die kruis van Golgotha, hy word begrawe in 'n geleende graf, want sy plan was nooit om vir ewig in die graf te bly nie. Amen. Die graf moes dan weer teruggegee word aan die oorspronklike eienaar. Dis waarom dit 'n geleende graf was, want jy sien die belofte, met die profesie, sal ek sê, was op die einde van die dag die ding wat waar geword het. Prys die naam van die Here. Hy sou op die derde dag opstaan, wat dan so gebeur het. Hy het opgestaan op die derde dag. Amen. So die Grieke het nie die ding verstaan nie. Die opstanding van Jesus, my liewe vriend, die dood was vir die Grieke nie
ongelooflik nie. Amen, dit vir hulle nie soos 'n werklikheid gelyk nie. Met ander woorde, hulle dit bevraagteken. Apostel Paulus het dus aangehou, hy het nie opgehou nie, hy het aangehou om die waarheid omtrent die gebeurtenis van die kruisdood, om dit te vertel. Want Jesus Christus het nie verniet gesterf nie. Amen. Sy dood en opstanding sou dan verder 'n getuienis word, sou dan 'n prediking word, want daar's mense wat moes hoor dat die Here vir elke persoon se sonde gesterf het. Amen. So dis waarom dit so belangrik is, my liewe vriend, om seker te maak, dit wat jy hoor, kontradiek nie die skrif nie. There's so many gospels outside. And I'm telling you, there's a lot of gospels outside that contradicts this word. Evangelie wat gepreek word, wat net nie die waarheid is nie. En tog is daar mense wat dit glo, mense hang hierdie persone aan, mense dink hierdie persone is deur God gestuur, terwyl Jeremia kom en sê, luister maar, nie almal wat my naam proklameer, het ek gestuur nie. Luister my liewe vriende, ons mense doen baie goed uit onkunde. Omdat die waarheid baie keer te onwerklik is. Of sometimes klink dit ook nie na die waarheid nie. Want wie sal nou die tipe marteling wil deurmaak? Wie sal nou, met kats geslat word, dat vleisstukke uit jou liggaam uitruk? Wie sal nou die pyn en die lyding moet verduur vir iemand anders se oortredinge? Wie sal nou bereid wees om te sterwe vir iemand anders? In hierdie leeftyd sal jy niemand kry nie. So heilig as wat hulle is, so gesout en so gelouter hulle ook al is, sal die persoon nie vir iemand anders sterwe nie. Want ons is nie gewoond aan pyn en lyding nie. Ons is nie gewoond daaraan om, deur die smeltkroes te gaan nie. Ons is nie gewoond aan om gemartel te word vir die waarheid nie. Een voorbeeld was, en dit is die mees algemeenste en die bekendste voorbeeld, was by COVID-19. Kyk hoeveel openbarings daar uitgekom. En dit was op net 'n manier hoe God ons getoets het, oor hoe regtig ons oor hom voel, of hoe regtig ons in verhouding met hom staan. My liewe vriende, COVID-19 was die geskikte voorbeeld van hoe die wêreld, die kerk, halleluja, gehanteer het. Ons mense was so dom gemaak tydens COVID-19 dat ons geglo het wat die wêreld sê. Baie het geval vir die grap. En mense het snaakse openbarings gehad, wat nie eens in die skrif vasgelê is nie. En dan is daar mense wat sê, hierdie boek is outdated. Daar's mense wat daai tipe verskoning gee, dat die boek, die woord van die Here, die Bybel, is outdated. Daar was bespiegelinge dat hulle hierdie Bybel wil discontinue. Maar jy moet verstaan dat geen mens sal ooit die woord van God kan stop nie. Nie in hierdie leeftyd nie. Geen mens nie. Want hy was in die begin en hy sal aan die einde ook daar wees. It's impossible
Daar's geen mens wat hierdie woord van God kan stop nie. En omdat ons nie glo dat Christus, Jesus, die weg, die waarheid en die lewe is nie, kom ons in situasies waar ons enige woord op die einde van die dag glo. COVID-19, een voorbeeld. Daar's veel ander. Ek was in 'n tentdiens, destyds toe werk ek by korrektiewe dienste, was in 'n tentdiens daar, waar daar 'n prophet uit een van die Afrika lande gekom het. En jy weet, 'n evangelie gepreek het daar, wat mense wie lank by die Here aankom, geaanvaar het. Of het nou die waarheid was en of het nie die waarheid was nie, net die woord kan die waarheid weerspieël. Van wanneer mense hulle besittings moet gaan verkoop en om iemand anders se bediening te grondves, of iemand anders se woord te grondves of te aanvaar, dan raak het, jy weet, daar raak het buite die woord. Want die Bybel sê, ek het die woord vir julle verniet gegee. Dit is waarom ons enige woord moet aanvaar nie. Ons die Bybel sê, stel al hierdie geeste wat nou so opdek, stel hulle op die proef, en kyk van wat 'n oord hulle afkom. Bybel sê, hier Paulus skryf, God het die tye van hul kinde oorgesien. Maar nou roep hy al die mense, oral, dit maak nie saak of jy hier in Suid-Afrika is, in die Parel is, in Wellington is, in die Woester is, of waarever jy is, dit maak nie saak in watter land jy is nie, op watter kontinent jy is nie, God het die tye van hul kinde oorgesien, en hy roep al die mense, oral, om hulle te bekeer. Dis nie net vir een volk nie, dis nie net vir een mens nie, dis nie net vir 'n nasie nie, dit is ook nie net vir een land nie, nee, hy wil hê almal moet hulle bekeer. Jy kan maar verskonings uitdink, hoekom jy nie wil bekeer nie. Jy kan maar redes uitsoek, hoekom dit nie belangrik is nie. Die woord van die Here is duidelik genoeg. Hy is duidelik genoeg. Die Here wil hê almal moet hulle hom bekeer. Liewe vriende, hier in die tweede boek van Petrus, die derde hoofstuk en die 9de vers, skryf Petrus hierdie volgende, en hy sê, die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie. Amen. Hy gaan nie sy beloftes uitstel om iemand anders te please nie. Hy gaan nie jou tevrede stel, jy weet, en sy beloftes wat hy gemaak het onwaar maak nie. Nee, dis nie by God nie. Hy maak nie 'n belofte en kom dit nie na nie. Dis waarom die Here hier duidelik stel, Petrus sê dit, die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, sê hy is geduldig met julle. Hy sal eerder gewag, maar sy belofte gaan hy nie onwaar maak nie. Hy gaan nie sy belofte ongeldig maak nie. Hy gaan geduldig wag. Amen. Hy gaan wag en wag tot wanneer hy nog gehoor gaan gee en gaan sê, Here, maar nou het ek genoeg gehad. Hy sê nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand, hy is die hart van God, dis die hart van Christus, man. Dis die hart van die Here.
Hy wil eerder hê almal moet gered word. Almal moet, jy weet, verlossing kry. Almal moet vrygemaak word. Die Here wil hê ons almal moet geleentheid het om saam met hom aan tafel te sit en te celebrate. Maar jy sien, die probleem is, ons glo nie. Ons glo nie. Ons, jy weet, omdat ons onkundig is, dink ons dit wat ons weet. Jy weet, ons mense dink snaakse goed van hierdie woord. En hulle het snaakse openbarings. But listen, die woord is te eenvoudig om uit mekaar gehaal te word. Party mense sê nie, maar ons moet hom lees in die seisoen waarin hy geskryf was, vir wie hy geskryf was en so. Dis 'n betroubare woord. Luister, en werk om ten volle aangeneem te word. Met ander woorde, elke skrif, elke teks in hierdie woord is nuttig vir my en vir jou. Ons kan nie net kies wat ons wil hoor en wat ons nie wil hoor nie. Nee, as die Here dit geskryf het in hierdie boek, dan is hy nuttig tot lering, tot stigting, tot weerlegging. Hy is nuttig vir my en vir jou. En ons moet daarvolgens lewe. Ons moet daarvolgens lewe. Hy is geduldig met julle, dat hy nie wil hê dat iemand verlore moet gaan nie. Oh, niemand nie. Ek wil u uitdaag. Ek wil u uitdaag. Jy weet, as jy op hierdie Vrydag vir jouself sê, luister man, ek is alright met my lewe, dan wil ek jou uitdaag, jy weet, om met hy selfde motief, wanneer jy tot sterwe kom, die verskoning aan die Here moet gee. Dit gaan klink soos die 5 maagdwaases. Dit gaan klink so. Toe hulle olie opraak, en hulle olie moes gaan koop, en by die saal uitkom, en hulle bekendstel aan die persoon wie die deur oopmaak, hoor hulle die woorde, wat geen mens wil hoor nie. Gaan weg. Ek ken julle nie. Ek wil jou tog uitdaag, om so besluit te maak. Sê vir jouself, jy weet alles, jy ken alles, jy het nie bekering nodig, jy het nie nodig om gered te wees nie, jy het nie die Here nodig nie, nee, jy kan lewe soos wat jy lewe en dis alles fine en well. Daar gaan 'n dag gaan breek, my liewe vriend, waarin jy aanspreeklik gehou gaan word vir dit wat jy in die aarde gedoen het. Your decisions, your planning, your worship, dit gaan alles onder die vergrootglas kom. En dan gaan jy gekonfronteer word oor dit wat jy gedoen het. Alles eindig nie in die aarde nie. Alles eindig nie in die aarde nie. Ja, hier in die aarde het jy vryheid van dinge doen, vryheid van spraak, jy kan sê en doen net wat jy wil. Maar daar gaan 'n dag aanbreek, wanneer jy verantwoording of verantwoordelik gehou gaan word, vir dit wat jy in die aarde gedoen het. As jy mense seer gemaak het, gaan jy verantwoordelik gehou word, vir die arme siel. Want weet jy wat, baie kere sê ons 'n ding, en ons draai ons rug, ons loop. Die persoon wie die woord geontvang het, deel met die ding vir amper vir lewenslang. En baie van die kere, weet, gaan pleeg die persoon selfmoord. Jy kan miskien op die einde van die dag hoor van hierdie probleem, omdat hierdie persoon selfmoord gepleeg het. En dan nog miskien jou opinie lig. Maar jy jouself weet aandeel tot die persoon te besluit om selfmoord te pleeg. As gevolg van die woord wat jy gespreek het. Baie versigtig oor wat jy sê. Amen.
Petrus skryf 'n baie duidelike boodskap. Hy is eenvoudig. Hy sê, as mense swaar kry, en dis die waarheid, as mense swaar kry, dis die konteks van die skrif, gaan die tyd baie stadig om. Dis waar. Jy verlang dat die dag moet omgaan, want jy kan nie die druk van die lewe hanteer nie. Jy kan nie aanvaar wat met jou gebeur nie. Die dag is vir jou te lank. Die dag moet vinniger omgaan. En dis wanneer mense ongeduldig word. Jy sien, beloveds, ons moet verstaan dat ons tyd verskil van God se tyd. Amen. Baie kere bid ons tot God en ons vra vir die Here goed en die ding gebeur nie op die tyd wat jy dit vra nie. Eenvoudig omdat die ons tyd verskil met God se tyd. God het met goeie rede, my liewe vriende, die koms van hom uitgestel. As gevolg van hierdie spesifieke doel wat in die skrif sê, niemand moes verlore gaan nie. Maar dan kom in die laaste gedeelte van die teks, hy sê, hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Dit is die pragtige ding van ons Here Jesus. Hy het 'n groot hart. Hy het 'n hart vir die mens en hy wil glad nie hê dat ons verlore moet gaan nie. Hoekom kies ons dan eerder om sonder hom te sterwe, terwyl hy die tou van genade altyd voor ons swaai? Ons moet dit gryp en sê, Here, ek kom vandag net soos wat ek is. Hoekom kies ons altyd die verkeerde pad? Daar's 'n koortjie wat ons gesing het. Ek het nou die dag gesê dat die koortjie sê my oorlede broer was baie lief om hierdie koortjie te speel wanneer hy sy oltekoms doen en hy klaar gepreek het. Dan sing hy hierdie lied: Here, wys my die pad van ware liefde. Hy sê baie het die pad geloop, moeg geword en omgedraai. Here, wys my die pad van ware liefde. Ons self, my liewe vriende, kies die pad wat ons wil loop. Jeremia sê ons het by die kruispad uitgekom. En ons verlang terug na die ou paaie. Want hierdie nuwe paaie maak jou confused. Hierdie nuwe paaie laat jou dinge glo wat daar nie is nie. Hierdie nuwe paaie laat jou verstaan dat daar's mense kragtiger en wonderbaarliker as God. Hierdie nuwe paaie laat jou verstaan dat mense hulle self in die plek van Jesus sit. Dis waarom die verlange daar is na die ou paaie, waar hy die egtheid van die woord gevat het en daarmee gehardloop het. Liewe dierbare vriende, ek maak klaar. Ons moet seker maak. Ons kan nie aangaan soos wat ons aangaan nie. Ons moet 'n besluit maak. Jy sien dinge werk net nie uit nie. Mense doen dinge, jy weet, en dan sit jy in sak en as, omdat die ding wat die persoon vir jou gesê het, jy moet doen, dit nie vir jou gewerk het nie. Die vraag is, het jy die Here in jou vertroue geneem? Het jy met hom gepraat? Jimmy Swaggart sing hierdie lied, Have a little talk with Jesus, tell him all about your sorrows. Het jy al met die Here gepraat? Ek gee vandag aan iemand weer 'n geleentheid. It cannot be over. It cannot be over. Dit kan nie oor verby wees vir jou nie. Terwyl die genade van die Here vir ons genoeg is nie.
Al wat jy nodig het om te doen, my liewe vriende, is kies. 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 Ja, die vraag is, wie gaan jy kies? Gaan jy die ewige verderf kies, waar jy vir ewig gepynig gaan word? Oh, glory, 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 glory. Of gaan jy die Here kies? Oh, ek voel die Here vandag. Gaan jy hom 'n kans gee, wie vir jou gesterf het? Toe hy daar hang aan Golgotha, kruis op die kruis van Golgotha, het hy nie net aan homself gedink. Hy het sy menslikheid getoon, maar terwyl hy die pyn verduur, dink hy aan my en jou. Die prys was nie verniet betaal nie. Die prys was ook nie halfpad betaal nie. Die prys was ook nie net bedoel vir sekere bevolkingsgroepe nie. Die prys wat ons Here Jesus Christus betaal het, was nie vir sekere mense gewees nie. En dit het sekere mense moes uitgesluit het nie. Nee, die prys was vir een en elke mens, volk en taal, was hierdie prys betaal. En luister mooi, dit was ten volle betaal. So geen mens kan jou terugverwys as jy met God versoen na jou verlede nie. Of het hoe sleg was, of het hoe was, jy kan die grootste prostituut gewees het, jy kan die grootste bedrieger gewees het, jy kon wie gewees het in jou ou lewe. Paulus sê, nou is jy 'n nuwe skepsel. Al die ou dinge het verby gegaan en kyk, alles het niet geword. Dis my bemoediging vandag. Ek kom later weer terug. It's double for your trouble. Ons moet seker maak dat ons die regte keuse uitoefen. Jy is heiliglik by die huis. Die werk het nog nie begin nie. Die tweede dag in die nuwe jaar en as 363 dae oor. Gaan jy wag tot op die laaste dag van die 363 dae, of jy kan nou 'n totale omkeer, omswaai in jou lewe maak en sê, Here, ek kom, want vir hierdie rede het U gekom, dat U nie wil hê, hoor hierso, die Here stel nie sy vervulling van sy belofte uit, al dink party mense so, nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore moet gaan nie. Hy wil hê dat almal moet bekeer. Amen. Halleluja. Maar dan lê die besluit, die keuse, lê by jou en by my. Nee, hierdie geleentheid vandag wil ek jou aanspoor. Maak haas om jou God te ontmoet. Tyd is kort, tyd loop uit. Mag die Here U seën. Ons praat later weer op hierdie blad, via Apostolic Voice, Pastor De Bruin, op hierdie Vrydagoggend. Die Here seën vir u. Be glory. Bye.